Dit is maandag net na 8 en dit is vir my 'n groot voorreg om jou hartlik te verwelkom by Kort en Kragtig hier op Radio Kansel Hartklank. Ek Fanie Meiburg is aan die woord en ek wil jou help om toegerus te word deur God se woord. Laat ons dan nou saam fokus op sy waarheid vir ons lewens. Goeienaand, ek hoop dit gaan met jou goed. Ek is so bly jy het vanaand ingeskakel, ek is so bly jy luister, want ons het mos brokkies uit die woord van die Here, wat ons deel met mekaar, wyshede, kennis, waarheid, gedagtes van verlossing en van vrede en van vrymaking, en ja, dank die Here vir die voorreg wat ons het om rondom sy woord te kan sit, hierso op Radio Kansel se Hartklank. Weereens welkom. Dit is vir my lekker om uit Spreuke hoofstuk 30 'n bietjie met jou te kan gesels. Nou laasweek het ek gesê, eintlik toe ek uit Spreuke 30 gepraat het, ek is baie seker daarvan. Ek het gesê Salomo het daardie wyshede gedeel, maar dit is eintlik Ager wat wyshede met ons deel. Nou vanaand kyk ons nog na 'n brokkie wysheid wat Ager met ons deel, soos laasweek. En laasweek het ons mos nou gepraat oor 4 dinge. Vanaand wil ek met jou gesels oor 2 dinge waaroor Ager met ons praat vanaand, en dan wil ek jou sommer net herinner en vir jou sê dat wat jy vanaand hierso hoor en wat jy gehoor het die afgelope tyd, dit is op Potgooi beskikbaar, daar op Fanie Meiburg. So vanaand, nadat ons klaar is met hierdie uitsending, dan sal hy beskikbaar wees op Potgooi vir jou om weer te gaan luister. Miskien is daar ietsie wat jy gehoor het, wat jy weer wil hoor, of wat jy wil deel met iemand anders, of iets anders wat jy graag met iemand wil deel. Gaan daar op Fanie Meiburg YouTube, jy sal dit daar so kry. Dit is baie mooi gemerk, soos wat ek altyd sê, die hartklank boodskappe, en natuurlik ander boodskappe ook waarna jy kan luister. So kom ons lees gou vanaand 'n bietjie Spreuke 30 vers 7 tot 9. Ons almal het maar 'n bietjie wysheid en kennis nodig soms in ons lewe. Hy sê, 2 dinge vra ek van u. Wat vra hy vir die Here? Onthou dit nie aan my voordat ek sterf nie, vir my lewe. Hou valsheid en leentaal ver van my af. En tweedens, gee my nie armoede of rykdom nie, maar laat my die brood geniet wat vir my bestem is. Dat ek nie as ek oorversadig word, so ryk is in alles, dat ek u sal verloon en sê, wie is die Here nie? En dat ek nie as ek arm geword het, steel en my aan die naam van my God vergryp nie. 2 dinge vra Ager vir die Here, terwyl hy op aarde is, terwyl hy mens is, terwyl hy vleeslik is, terwyl hy van modder en klei gemaak is, of van stof, en die vrouens van ribbebene gemaak is. 2 dinge, hou valsheid en leentaal ver van my af, gee my nie armoede of rykdom nie, maar laat my geniet die brood wat vir my bestem is. Is nog 'n interessante begeerte, nê, in 'n gebed van Ager. Ek dink ons elkeen het maar ons eie gebede, nê. Ek dink 'n mens sou maar sekerlik anders wou bid onder die huidige ekonomiese en finansiële en veiligheidssituasie van ons land en van die wêreld, wat so in oorlog en in goederse gewikkel is. Dink ek ons bid baie anders as wat Ager gebid het. So normaalweg sou 'n mens bid vir vrede en vir voorsiening en vir veiligheid en vir al die dinge. Maar so sou Ager bid, hy bid heeltemal anders. So Salomo gebid het, nee, hy het ook gebid soos Ager. Salomo het gevra, Here, gee my wysheid. Ager, hy bid vir eerlikheid en opregtheid en vir genoegdheid. So kom ons kyk gou 'n bietjie kortliks vanaand na die eerste gedeelte van Ager se gebed. Ons gaan nou oorgaan na die tweede gedeelte toe. En hy vra daar, Here, hou valsheid en leentaal ver van my af. Nou Ager, nê, sit valsheid en leuns eintlik hier in een kamp. Hy hanteer dit nie as 2 gedagtes nie, want valsheid, as jy nou mooi daaroor dink, is maar een vorm van leuns. As jy vals is, beteken dit tog jy praat of handel of loop in 'n leuen. Jy praat nie heeltemal die waarheid nie, dit is 'n valse beeld, 'n valse wandel, 'n valse
handel en 'n woorde wat jy spreek. So, ons kyk dan hierna as een begrip, valsheid, want hy sê mens nou, hou valsheid en leentaal van my af. So ons kyk na hierdie twee begrippe as een, valsheid en leentaal as een begrip. En dit is 'n baie groot begrip eintlik in die Bybel, as jy gaan kyk, wat sê die Bybel alles rondom valshede. En ek wil vir jou sê, dit is die hele Bybel vol, hierdie gedagte van valsheid. En in die Bybel spreek dit baie sterk aan, en hy maak op geweldig baie plekke, maak hy eintlik melding oor die verskillende forme van valsheid, die areas waar valsheid in 'n ou se lewe kan voorkom. So ek het so 'n bietjie vinnig, het ek 'n bietjie gaan delf rondom hierdie verskillende valshede uit die Bybel uit. So ek gaan hulle so, hoe sê mens randomly, so 'n ander Afrikaanse woord, gaan ek dit so uit die Bybel uithaal, verskillende plekke uit die Bybel uit. So gaan ek by Genesis begin en by Openbaring klaarmaak. Ek gaan soos ek hulle opgetel het, so gaan ek hulle sommer vir jou deurgee. Paulus, hy sê dan 1 Timoteus, praat hy van valse kennis. Jesus praat in Matteus 5 van valse aanklagte. Kyk, daar sal altyd aanklagte wees. Ek meen, die mense moet aangekla word om op die einde van die dag skuldig of onskuldig verklaar te word, maar Jesus se probleem is, daar is valse aanklagte wat teenoor mense gerig word. Hosea 10 praat van valse verbonde, valse ooreenkomste. Een persoon gaan met 'n ander persoon 'n verbond aan of 'n ooreenkoms aan, maar wat daar binne-in staan, binne in die ooreenkoms, daar is valsheid. Of die intensie van sy woorde, dit wat hy sê wat in hierdie ooreenkoms is vals. Jeremia 7 praat van om vals te sweer, om jou kop op 'n blok te sit oor 'n ding, maar dit is in valsheid. Ek sal dit definitief doen, maar jy is eintlik vals daarin, want wanneer die hitte van die stryd kom, dan klim jy uit die saak uit. Openbaring 9 praat Jesus daar van valse wonderwerke. 2 Korintiërs 11 praat Paulus, hier kom Paulus nou weer, en hy praat oor die valse broers. Jy's 'n broer, maar jy's nie eintlik 'n broer nie, jy's 'n broer van die evangelie, maar jy's eintlik nie 'n broer nie, jy's 'n kind van die Here, maar jy's eintlik nie 'n kind van die Here nie. Romeine 13 praat Paulus weer, hy praat daar van die valse getuies, om 'n valse getuie te wees. Handelinge 13 van die valse profete, en kyk my maat, ek kan vir jou sê, oor valse profete is daar eintlik baie geskryf in die Bybel. Sagaria 10, valse drome, ouens wat hulle drome bou op valshede, nê? Hoe sê mens, as jy 'n valse drome het, dan beteken dit tog dit is nie gefestig, jou drome, jou ideale is nie gefestig eintlik op die waarheid nie. Dit is nie 'n egte beeld wat jy skep nie. Jy gaan nie eintlik by daai droom kan uitkom nie, want dit is 'n valse droom, nê? Spreuke 11, 'n valse weegskaal. Job 36, valse woorde. En dan natuurlik praat die Bybel baie van valse gode, nê, die afgode. So valsheid, soos Ager dit bedoel, nê, is eerstens bloot verleiding. Verleiding of valsheid wat gebruik word, want hoekom? Kyk, die vraag is, hoekom is 'n mens vals? Want 'n mens moet tog tot daardie antwoord kom. Hoekom praat jy nie die waarheid nie? Hoekom gee jy 'n valse beeld voor? Hoekom het jy 'n valse wandel? Hoekom het jy 'n valse woord? Hoekom het jy valse ooreenkomste? Hoekom maak jy daai valse verbonde met ander mense? Die heel eerste gedagte wat by my opkom is, ons gebruik verleiding, hierdie valsheid gebruik ons baie keer, om voordeel te trek, of daar is valsheid teenoor jou gepleeg, want iemand wil voordeel uit jou trek, of uit die situasie, of uit die kerk uit. Die tweede gedagte, om persoonlik anders voor te kom. Ons het hierdie valse beeld, want ons wil anders voorkom. Ons wil beter voorkom as wat ons is. Ons wil slegter voorkom as wat ons is. Met ander woorde, ons wil sê ons is miskien armer as wat ons voorkom ons is. Ons is ryker as wat ons voorkom. Ons is meer begaafd en toebedeeld as wat ons voorkom. Dis hierdie tipe maskers en maskergedagte, en ek dink ons het al 'n bietjie vroeër oor die maskers gepraat. Ons lewe asof ons met maskers lewe, want dit is 'n valse beeld, want ons wil persoonlik anders voorkom as wat ons is, beter of slegter. Die derde gedagte, om iemand regtig
te benadeel. Daar word valslik teenoor iemand opgetree, of teenoor jou opgetree, of jy tree so op, want jy wil iemand regtig net benadeel. Jy wil nie voordeel daar uittrek nie, jy wil net iemand benadeel. Jy wil uit afguns en uit jaloesie en uit haat wil jy net iemand benadeel in die proses. En nou dat ek so hieroor praat, dink ek so aan 'n Sondagskool liedjie wat ons altyd gesing het toe ons op Sondagskool was, en dit is: trek hulle uit, gooi hulle weg, al die kleine vossies in die Heer se tuin. Afguns, jaloesie, twis en haat bly in jou hartjie as jy hulle toelaat. Dit is nou om ander mense sommer net te benadeel. Dit gaan jou niks in die sak bring nie, maar is net om iemand te benadeel, geen voordeel nie. Die vierde gedagte, en dit is om dislojaal te wees. Dis waar die afgodery beginsel ook inkom. Die breek van hegte verhoudinge met God. Jy het dislojaal geword teenoor God, nou het jy weggestap na afgodery, of jy is dislojaal teenoor mense, daardie verbreking van 'n egte verhouding, dit is 'n ander deel van verleiding en 'n ander deel van valsheid. Nou ek weet daar is baie wat sê dat dit soms nodig is om vals te wees. Anders sal jy nêrens kom in die lewe nie. Het jy dit nie al gehoor nie? 'n Ou moet maar 'n bietjie voorgee. Anders sal jy nêrens kom nie, of jy sal nêrens in wees nie. Jy moet hierdie tipe valse beeld handhaaf om ergens te kom of om iemand te wees. En dis soms so 'n algemene leefstyl onder ons mensdom. En hoewel dit redelik aanvaarbaar word tot voordeel van jou en van jou besigheid of van jou beroep of van jou bediening of van jou stand in die gemeenskap, is dit 'n feit voor God, is dit 'n gruwel. En dit is hoekom dit vir Agar 'n belangrike gebed is. As dit vir God 'n gruwel is, Here, ek wil hê dit moet vir my ook 'n gruwel wees. Dis hoekom dit vir my belangrik is in my gebed, sê Agar. Dit is vir God 'n gruwel. Maak nie saak hoe aanvaarbaar en hoe aanvaarbare gedrag dit in die gemeenskap geword het nie. En so belangrik, nee, is hierdie begrip eintlik vir God, dat dit een van die 10 gebooie uitmaak. Eksodus 20 vers 16. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Hier gaan dit oor die naaste. En die Here sê teenoor jou medemens, moenie vals wees nie, moenie valse getuienis, moenie stories versprei wat nie die waarheid is onder andere nie. Moenie in die regbank gaan staan en 'n valse getuie teen hulle wees nie. Praat die waarheid. En jy sal met my saamstem dat as iets in die 10 gebooie opgeneem is, dan moet ons weet, God is ernstig en ernstig oor valsheid. En dit wil vir my voorkom asof Agar die ander gebooie lyk dit vir my redelik onder die knie het. Maar dat hy tog bekommerd is dat die dinge van die lewe nê, waar valsheid kan insluip, tog vir hom 'n kwelpunt was. En ek kan my met sy pleidooi en met sy gebed en met sy bekommernis, kan ek my in 'n mate vereenselwig, want valsheid nê, het ek baie gedink oor hierdie ding. Valsheid is 'n beskikbare agterdeur wat 'n mens maklik kan gebruik om uit situasies uit te kom. Selfs om iemand anders aan die pen te laat ry, om die fokus van jou af te haal. Al is jy die skuldige een, jy wil die fokus, die blame wil jy van jou af wegvat. Soos wat die gebod dit ook al mos nou bedoel, nie? Jy moet nie 'n valse getuienis gee nie. Of natuurlik om daardie voordeel te trek waarvan ek gepraat het, om uit situasies te kom, maar nie net om uit situasies te kom nie, maar eintlik om winsgewend uit die situasie uit te kom. Daarom moet ons die waarheid en die waarheid alleen praat ter wille van ons naaste ook, sodat reg en geregtigheid sal geskied, want dis wat vir God belangrik is. Ons is kinders van die Here. Wat is die wil van die Here? Ons volg die wil van die Here, en die wil van die Here is dat ons nie vals sal wees nie. En dan die tweede gedagte is, die ander definisie van valsheid is nutteloosheid. Nutteloosheid. En dis vir my nogal 'n raakvat ding hierdie, want hoe nuttig is 'n vals mens? 'n Vals mens kan jy nie vertrou in vriendskappe nie in transaksies nie in vennootskappe nie. Jy kan nie vertrou in die samelewing nie, en jy kan ook nie vertrou in die koninkryk van God nie. As jy mooi gaan kyk na die vrug van die vlees, sal jy sien dat baie vrugte van die vlees veroorsaak word deur valsheid. Ek bedoel, weet jy hoeveel vyandskap en twis en kwaad en tweedrag en moord selfs gepleeg word as gevolg van valsheid, wat teenoor mense gepleeg was. Mense pleeg moord
omdat ander vals teenoor hulle en valse getuienisse teenoor hulle gelewer was. En hoeveel van die vrug van die vlees is 'n oorsaak tot valsheid? Die mense is dalk vals as gevolg van vyandskap en jaloersheid of twis en haatdraandheid, omdat dit in hulle harte is, daarom is hulle vals. En dis die dinge wat die mensdom nutteloos laat tot verhoudinge, die mensdom en die koninkryk van God. So wat is die ander deel van Agar se gebed? Ons skuif so 'n bietjie weg van die valsheid af. Die ander deel van Agar se gebed: gee my nie armoede of rykdom nie, Here. Laat my geniet die brood wat vir my bestem is, dat ek nie, as ek oorversadig geword het, U sal verloon nie. En dat ek sal sê, wie is die Here? En dat ek nie, as ek arm geword het, sal steel en my aan die naam van my God vergryp, of dat ek God daardeur sal vloek nie. Nou kyk, ek dink ons moet mooi verstaan dat ons kry armoede en ons kry armoede. Wat Agar hiervan praat is, Here, bewaar my. Hoor nou die tipe armoede wat hy eintlik bedoel. Bewaar my dat ek nie 'n bedelaar sal word nie. Dat ek nie so 'n geweldige tekort sal hê nie. Dat ek sal verarm nie. Jy sien, arm en verarm is twee dinge. Arm is net baie keer net tydelik en 'n tipe van 'n mate van 'n tekort, maar om te verarm beteken 'n lang proses wat hulle gekom het. En jy begin aan die noodsaaklike dinge behoeftig raak. Hy sê, Here, bewaar my dat ek nie plat geslaan word in armoede nie. Dat ek nie 'n substandaard van 'n mens word nie. Dat ek nie vernederd sal word nie. So behoeftig sal word aan die basiese dinge van die lewe nie. Dat ek nie vernietig sal word deur armoede. Dat ek nie so onderdruk sal word as gevolg van my armoede nie. Dit is sy pleidooi voor die Here. Ons almal ken kosbare mense wat nie alles het wat jy dalk eers het nie, maar hulle is nie platgeslaan nie. Hulle is nie verarm nie. Hulle is nie vernietig nie. Hulle is nie vernederd nie. Hulle is nie onderdruk nie. En hulle het nie nodig om te bedel vir hulle daaglikse brood nie. Dis nie dat hulle alles het wat hulle hart begeer nie, maar hulle menswaardigheid en vreugde en verhouding met God staan vas. Dis nie die goed waarvoor Agar bid nie. Agar vra, Here, bewaar my dat ek nie armlastig word nie. En meer as dit, dat sy armoede, sy behoefte aan die basiese lewensmiddels hom so sal ontbreek dat hy begin twyfel dat daar 'n God is wat omgee en sal voorsien en dat hy God in sy desperate soeke na oorlewing sal verlaat en verag en vervloek nie. Weet jy hoe behoeftig is 'n mens as jy daardie punt bereik? Ek praat nie vanaand in oordeel nie. Weet jy hoeveel het daardie punt bereik? Weet jy hoeveel? Wat het Agar nie gesien in sy lewe dat hy so gebed gebid het nie? En jy weet nou, herinner dit my aan daardie vrou in Samaria. Ek weet nie of julle hierdie verhaal ken nie. Gaan lees dit 'n bietjie vir jou. 2 Konings hoofstuk 6. Waar die hongersnood, as gevolg van oorlog, so erg was dat hulle menswaardigheid so verloor het, so gekrenk was, so verarm het, dat hulle kinders begin kook en eet het. Is 'n ware verhaal, dis nie 'n vergelyking nie, is 'n ware verhaal wat opgeskryf is, gaan lees dit 2 Konings 6. Dis verskriklik man, dis erg, maar dit wys die punt en dit beklemtoon Agar se gebed en pleidooi teenoor God, want armoede kan die mens tot waansin dryf. En ons moet versigtig wees om mense wat werklik in 'n siklus van armoede vasgevang is te veroordeel oor hoe hulle uitdraai en hoe hulle uitgedraai het as gevolg van dit. Want die emosionele en die verstandelike geestelike impak wat armoede op jou kan hê, is soms vreeslik. En dit maak Agar se gebed soveel meer begripvol. Dink jy nie? Jy stem met my saam nie. Sy gebed is nie dat hy nie soos ander sal wees nie. Dit is nie die hoogmoedige gebed nie. Dit is nie die gedagte nie. Maar sy gebed is in sy verhouding tot God, dat hy nie tot die uiterste van sy vermoëns getoets sal word nie. En ek wil hê jy moet kyk na sy menslikheid binne hierdie gebed, sy eerlikheid in hierdie gebed.
Hy kan net sowel sê, Here, ek weet nie, hoe ek sal optree as sulke tipe van armoede my sal tref nie, so Here, bewaar my daarvan. Is dit nie 'n opregte gebed nie? En met hierdie woorde op sy tong, bedoel hy nie, Here, maak my skatryk, dat ek nie so sal verval en word nie, want hy weet ook, en hy het genoeg kere sekerlik beleef wat die gevare van rykdom kan wees. Want rykdom beteken weer volgens die Hebreëse verklaring oorvloed van besittings, volheid, oorvloed, geld, waardevolheid, toerekenbaarheid, toegerus, skatte, kelders vol, gewapend, opgegaar, skure bymekaar gemaak, dis skatryk. Dis nie sy intensie om te swem in die geld en voorspoed nie. Want soos ek en jy weet, meer vra meer geld, meer verantwoordelikheid, en dit vra weer meer geld en meer risiko, en meer mense, en meer probleme, en meer skure, en meer risiko, en meer van alles, en meer menswaardigheid, meer trots, meer hoogmoed, en op die einde van alles, so vol van jouself en jou vermoëns, dat jy God verag uit jou arrogansie deur te sê, wie is die Here? Dis wat Agar bid. Ek het God nie nodig nie, ek is 'n God vir myself, en ek is 'n God vir baie ander, want kyk hoeveel versorg, ek kan myself onderhou, ek kan myself beskerm, ek kan my eie toekoms bepaal, en alles rondom my kan ek bestuur. Wie is God? Ek is God. Ek het nie nodig om jou te vertel wat rykdom aan mense doen nie. As jy dink armoedige mense se doen en late as gevolg van armoede is sleg, moenie dat die son om middernag opkom oor die ryk man se doen en late nie. En nou asseblief, ek bedoel nie alle ryk mense is sondige mense nie, dis nie wat ek bedoel nie. Ek binne konteks gesels ek net met jou vanaand. Want wil ek vir jou sê, daar is meer ewel in 'n koppie van voorspoed as in 'n oseaan van beproewinge, het iemand eendag gesê. En dis vir my die waarheid. Moenie dink dat net arme mense steel nie. Sommige ryk mense het skatryk geword omdat hulle steel. Ek noem dit maar net vir jou. Want die arme man steel 'n brood van die tafel af. Hy word uitgevang, hy word verag en hy word veroordeel. Die ryk man steel die brood onder die tafel deur. En sy vernuf en sy rykdom word geprys. Is dit nie so nie? So wat vra Agar? Here, bewaar my van die ewel van niks en die ewel van alles. Bewaar my van die ewels van armoede en rykdom deur vir my net dit te gee, die brood wat U vir my elke dag bestem het. En brood bedoel hy dit wat noodsaaklik is tot my vrugbare, menswaardigde, God verheerlikte voortbestaan. Dis wat ek wil hê, Here. Brood is nie net brood nie, dis die gedagte. Jesus leer sy disippels juis mos hierdie gebed, soos wat Agar gebid het. Here, gee my vandag en gee ons vandag ons daaglikse brood, die brood wat vir my vandag bestem is. Gee my die brood wat vir my bestem is vir vandag. Die tipe brood wat die voëls van die hemel voed en wat die plante van die aarde kleed. Die tipe brood wat my laat voel ek is meer werd as die voëls van die hemel en die plante van die veld, dat ek nie so laag sal daal in armoede en rykdom dat ek my skepper en my afhanklikheid van my skepper sal vergeet nie. Is dit nie kosbaar hoe God ons rig deur sy woord nie? Nou ja, ons het na twee dinge vanaand gekyk. Aan die een kant valsheid, 'n lewe van leuns, en aan die ander kant armoede en rykdom. En weet jy hoekom vra hy hierdie twee goed? Onder andere. Wie hoekom vra hy dit? Ek het teruggeblaai na die eerste paar verse toe. Die eerste 3 verse sê hy daar, in nederigheid oor die stand van die mens. Hoor wat sê hy? Hy sê die mens is dom oor die dinge van God en die lewe. Want sê hy, vers 2, ek is te dom om 'n mens te kan wees. Ek het geen mense verstand nie. Ek het nie wysheid geleer nie, sodat ek kennis van die heilige sou besit nie. Hy sê hy is dom in die geestelike en in die vleeslike. So uit hierdie toestand van erkenning dat hy in 'n mate clueless is oor God en die lewe, soos ons ook maar moet erken, hè? Want ons dink ons ken onsself en ander in die wêreld en ons dink ons het 'n begrip van God. Dan moet ons tog maar bely en erken ons is dom en oningelig as mens om iets soos ons emosies te kan tem as dit by waardes in menslike behoeftes kom, soos waaroor Agar gebid het. En dan te erken ons is tog maar behoeftig, nê, dat God ons hierin, in hierdie behoeftigheid sal bystaan. Dat hy ons sal bystaan, dat ons in die waarheid sal wandel, nê.
dat ons sal handel en spreek en dat ons vergenoegde, nederige en afhanklike mense van God sal bly wat hulle Skepper steeds kan verheerlik, al is die versoekings daar om oor te hel na 'n lewe van leuns en hoogmoed en in uiterste gevalle dat ons God nie sal vloek nie. Ek bid vir jou vanaand en ek vra Here, die brood wat vir ons bestem is, Here, dankie dat U vir ons sorg, dankie dat U aan ons kyk. Here, gee vir ons opregte hart van waarheid, dat ons daarin ook sal wandel, is my gebed in Jesus se naam. Amen. Seën, vrede vir hierdie week wat voorlê, mag dit met jou goed gaan slaap lekker, en dan praat ons volgende week as die Here se wil is, selfde tyd, selfde plek, weer met mekaar. Groete.